Hier's klomp getuienisse wat die Here wat die Heilige Gees op jou hart gesit het, wat jy moet kom getuig vanaand. Nie toelaat dat die vyand jou terughou nie. Die vyand hou ons terug en hy sê, maar niemand gaan vir jou luister nie. Kyk jou klein getuienis is dit gaan nie saak maak nie. Ek wil vir jou sê, die Openbaring sê vir ons, dat ons gaan die vyand oorwin, deur die bloed, deur die woord van ons getuienis, deur die bloed van die lam, en dat ons 'n lewe nie tot die dood toe lief het nie. Wat beteken dit? U wil nie, my wil nie. Maar Here, die woord van ons getuienis, die vyand genoeg ons stil gemaak om 'n getuienis te lewer. En die getuienis is om ander mense te stig, te troos en te bemoedig. Is daarso om ons te sê, wow, iets gebeur nou, iets is nou besig om te gebeur in ons midde. En die Gees wil in jou iets doen vanaand. So ek gaan nog nie kans gee vir getuienis, maar ek wil jou voorberei om 'n getuienis te kom gee vanaand. Nie laat jy uitgaan sonder om jou getuienis te deel nie. Wat in hierdie week gebeur het, ons maak nie, kom sit nie 'n bracket om dit, wat in hierdie week gebeur het, wat in Pinkstertyd nou gebeur het, as ek vir mense wys, daar is iets wat die Gees wil doen in ons midde. Amen. Amen. So klap asseblief 'n bietjie hande vir die Here en jy kan sit plek inneem. Dankie. Jy kan sit plek inneem, dankie. Okay. I got a really cool word during intercession that I feel like needs to be shared. Number one, I'm very English, so I apologize for that. But just bear with me. I just saw a picture of like little stone statues sitting in these seats. And the Lord, like, I saw his hand like touch the back of the statue and these like flowers like shot up and it was like this living like being. And I just felt the Lord say like, when he wants to touch us and do something, sometimes it's like when you're playing on and you're like, I'm just like, okay, Lord, but not now, or it's not time, or I'm afraid, or I don't know what it's going to mean if you start doing this now. But I just feel the Lord saying like, number one, he has a sense of humor. Number two, like, it doesn't matter how old you are or how long you've known the Lord. Don't let pride steal from what he wants to do in your heart, especially if you feel like, but that happened when I was really small. Or, no, but like, I've forgiven and I've moved on. Like, don't be afraid of what deliverance looks like. And don't be afraid of what's going to happen when the Lord touches you. Don't be embarrassed. Yeah, like I just really feel like him saying you're actually just going to miss out if you don't let him touch you. So whatever, I don't know what Pierre's going to preach about tonight, but whatever he preaches about, just open your heart. Even if you've heard it 1,000 times, it'll be 1,001 and something will happen. Yeah. Amen. Amen. Klim maar hande klap asseblief. Ja, wat lekker is om so goed te hoor. So te hoor die Gees werk. En die Gees in lyn met alles wat gedoen word. So thank you, Rachel, for your obedience and not your disobedience. So weer eens baie welkom hierso. Ag, dit is so lekker om in die huis van die Here te wees. Amen. Hierdie aande was lekker gewees. Dit was lank gewees. Dit was lekker gewees. Ons is moeg, maar dit is lekker om hier by die huis van die Here te wees. Ons is lekker moeg. Maar het is my voorreg om weer dat hierdie week vir ons af te sluit en ons gaan 'n bietjie opsomming werk doen. Wie van julle was op skool gewees al? Ja, almal was op skool gewees. Ek glo julle, ek hoop so. Wie het al opsommings gedoen? So hier gaan 'n kort opsomming wees van wat ons gedoen het en wat ons beleef het in hierdie week. En ons gaan eers kyk net van wanneer ons terugkyk, kyk ons ook vorentoe nou. Ons terugkyk in die week van waar ons begin het in Maandag, ons gepraat oor die vrug van die Gees, ons gepraat het van die gawes van die Gees, en toe mooi 'n bietjie meer ingezoom het, waar Jordaan vir ons gegee het van die gawe van onderskeiding en die gawe van geloof. En waar Jacques gister met ons gedeel het van die gawe van genesing. Is jy by? Het jy opgesom? Okay, dis die opsomming daai. So Pinkster is nie net 'n week van 'n kerkprogram nie.
Hierdie is eintlik 'n herinnering van wat die Gees van God gedoen het op die dag van Pinkster. En die dag van Pinkster is een van, ek moet sê, van die belangrikste gebeure in die kalender van 'n Christen. Want dis wat die Gees vir ons uitgestort was. En hierdie Gees is tasbaar. Hierdie Gees is nie net 'n mag nie. Dis nie net 'n wind wat waai nie. Dis 'n persoon. Dit is God self wat ook daar so is. En daai Gees wat het hier in Jesus gewoon, hy het hom uit die dood opgewek het en hy lewe in wie vandag? In my. Tik so op jouself, sê my. Hy lewe in my. So ons gepraat, hierdie week het ons gesels oor hoe die vrug gevorm word, vorm ons karakter. Hy gee ons gawes om die liggaam op te bou van Christus, en hy genees, en hy rig ons, en hy bedien ons. Maar wat nou? Wat is volgende? Dit is altyd 'n ding van, Jesus is 'n wonderlike week gewees, maar wat is volgende? Wat doen ons nou? Wel, kom ek sê vir jou, wat doen ons nou? Ons gaan aan met die opsomming. So die vrug van die Gees is wie jy word. So ons weet wat die vrug van die Gees nou is. Ons het gepraat 'n bietjie oor die vrug van die Gees. Die Gees werk binne ons om ons meer soos Jesus te maak. Ons gesê, as julle hierdie gesien het nie, hierdie is die vrug van die Gees. Hier's baie vrug van die Gees hier op. Engels en Afrikaans. So hierdie is die karakters van Jesus. Julle sê my saam met my. Die vrug van die Gees is die karakter van Jesus en ons moet ons karakter vorm soos dit. Maar ons kan dit nie doen op ons eie nie. Hierdie boom het wat hy nodig? Hy het voeding nodig, hy het sonlig nodig, hy het water nodig. Hy het 'n goeie omgewing nodig, 'n goeie atmosfeer nodig om mooi te groei. Want 'n boom kan groei in die donkerte, maar hy gaan nie so mooi lyk nie. 'n Boom kan groei in slegte grond, maar hy gaan nie so mooi lyk nie. So ons moet op die regte plek wees waar God ons wil hê. Maar waar God ons wil hê is waar hy ons wil laat groei en waar ons vrug begin wys. Hierdie is nie net optredes nie. Ek het nou iemand gehoor of in die week gehoor, dis hoe ons optree. Nee, dis nie ons optree nie. Dit is 'n karakterverandering. Dit is wanneer jy verander word. Ons kan dit nie alleen doen nie. Ons moet dit doen met die Gees. En dis wat ons moet doen. So vra jouself en ons gevra in die eerste aand van watse vrug moet jy aan werk? Het jy aan hulle vrugte gewerk? Maar ek sien nie die vrug nie. Waar is die vrug, Jana? Nee, ek sien nie vrug. Nee, ons kan sien daar's 'n toename gewees. En van maandag tot nou kan ons sien die Gees het gewerk in mense harte. Die Gees gewerk in mense se lewens en ons is lief om te sien die vrug in ons lewens. Maar wat moet nog gevorm word? Ek dink Tannie het my gesê van Matteus, ek het almal nodig. Ja, ons het almal nodig. Maar ons begin by een. Want as jy al wil begin probeer op dieselfde slag, vat ons hier los daar. Wie ken sulke persoon? Mense wat skoonmaak. Okay, ek gaan gou vinnig my papiere haal, kom in die kamer. O, jy het die gordyn regtrek. O, die gordyn moet gewas word, haal dit af, gaan in die ons heeltyd hierdie planne wat ons moet doen. Fokus op een ding. Fokus op een vrug op 'n slag. En dan gaan die Gees jou gaan makliker raak op vir 'n tyd. As ons nou gaan kyk is die gawes van die Gees, so wat doen jy? Wat is jy besig om te doen? Wat is wat jy doen? Wat is jy besig om te doen in die liggaam van Christus? 1 Korintiërs 12 vers 7 sê, aan elkeen gee die Gees 'n gawe tot voordeel van die gemeenskap. Hy gee vir ons 'n Gees, die gawe van die Gees om ons op te bou. En wie ons op te bou? My ego? Nee. Dis om die liggaam van Christus op te bou. So as ek 'n woord van kennis het, wil ek 'n woord van kennis vir iemand gee, 'n woord van wysheid. Ek wil vir iemand as ek genesing wil ek genesing sien en dit gaan so aan. Maar die Gees is daar so om dit vir ons te gee en laat dit ook gebeur. Elke gelowige het ten minste een gawe en ek weet nie wie jy is nie. Ek ken baie van julle. Ek ken almal, maar ek weet
dat jy baie keer nie voel dat jy goed genoeg is vir een van die gawes nie. God het vir elkeen van ons 'n gawe gegee. En ons kan dit gebruik. Soek dit. Paulus sê vir ons soek dit, streef dit na. Die doel is van het opbou van die liggaam van Christus, om die gelowiges toe te rus vir die dienswerk. Jy is hier vanaand, nie net vir jou gesondheid nie, ek is nie hier vir my gesondheid nie, maar ons is hierso om toegerus te word. Amen? Voel jy toegerus hierdie week? Okay, nie almal is so. En voel jy toegerus hierdie week? Ek probeer weer. Voel jy toegerus hierdie week? Okay, ek dink ons gaan beter kry dit. Maar ons word toegerus in hierdie plek en waar ons met medegelowiges is. So waar bedien jy met jou gawes? God het vir jou gawe gegee. En hy het gegee nie net vir jou persoonlik nie, maar vir die liggaam van Christus. So kom ons leef ons gawes uit in 'n familie. In 'n plek waar ons baie keer koppe staan. Baie keer sien ons nie oog tot oog nie. Maar ons kan nog steeds vir mekaar lief wees. Ons kan nog steeds daar vir mekaar wees. So, dis nie net vir die kerk ook nie, maar vir die wêreld. Die wêreld gaan sien. Wat vir baie snaaks is hierdie afgelope tyd, as jy hierdie klomp wonderwerke sien op Facebook of Instagram of die nuus of so, dan dink almal oor dis AI generated. Weet jy wat die vyand probeer doen? Hy probeer dat die wonderwerke wat God doen, dat dit ons alles betwyfel. Dis wat gebeur vandag. As Jacques vir ons vertel, hy het vir 'n vrou, 'n man se heup gebid en hy het soos ingepop en dit geklink so geweerskoot. Baie van ons gaan nou dink, nee, dit is nie regtig gebeur. En miskien was daar net 'n klip wat geval het langs aan dit geklink so geweerskoot. Ons probeer dit so te rasionaliseer dat ons sê, o nee, dis net maar net iets wat gebeur. Of Jordaan, wat deur 'n slang gepik is. Ek het daai foto's gesien en ek kon daai 2 merke sien waar die bloed so uitloop. En mense sê nog steeds dat dit nie gebeur nie. Dis wat die vyand, hy probeer ons blind te maak van die wonderwerke van die Gees, want hy wil ons laat stagneer. Nee. Ek sê nee. Ons is hierso om uit te leef die ware evangelie en dis God se koninkryk ook om aarde, om die goeie nuus vir die mense te vertel en die koninkryk vir die aarde te bevorder in hierdie tyd. Dag 'n persoon langs jou. Is jy wakker? Dag 'n persoon aan die ander kant van jou, vra of hy wakker is. Die wat jy vermy het, tap hom ook. Hy is miskien agter jou of voor jou. Ons kort die vrug en die gawes saam. Een kan nie sonder die ander een werk nie. Want as ons die vrug het, maar nie die gawes nie. Of sonder vrug raak gawes gevaarlik. Want mense word seer gemaak. Mense word hoogmoedig. Sonder die gawes raak die geloof passief. Niemand word bedien nie. So wat kort ons? Ons kort die vrug van die Gees en ons kort die gawes van die Gees. Hierdie 2 kort ons in ons gemeenskap, in ons gemeente om vorentoe te gaan. Iemand met 'n sterk profetiese gawe kan sonder liefde met mense met liefde kan hulle afbreek as hulle nie in liefde optree nie. Ons moet in die plek kry waar die Gees van God oor ons kom en waar ons die gawe uitleef. Gawe uitleef met die vrug van die Gees. 2 Timoteus 1 vers 6 sê, ek herinner jou om die gawes van God wat in jou is, aan te wakker. Aan te wakker. Weet jy wat beteken wakker? Ek gaan nie sê of dat julle doen mekaar weer skud. Jy wakker te skud. Partykeer werk dit nie, maar as jy aanhou skud, dan word die persoon later wakker. So,
aan te wakker daai gawes. Pinkster is nie die begin nie, ag die einde nie, dis die begin. Amen. Glo jy dis die begin? Ek glo God is besig in ons midde. Die Gees wil jou elke dag vol, jou vorm en jou gebruik, maar hy soek jou om daai eerste stap te neem en sê Here, hier is ek. Ons word baie bang baie keer met die onbekende. Of wat gaan gebeur? Of wat as dit nie gebeur nie? Ek bid vir die persoon om gesond te word, hy word nie gesond. Wat nou? As 'n prediker wat ons geluister het en hy praat van genesing en hy sê, jy kan al 100 keer vir mense bid en hulle word nie gesond nie. Maar kan daai een keer wees? Daai een keer wat jy gehoorsaam is aan God en jy bid vir daai persoon en hy word gesond, dan steur daar iets in jou hart. Ek weet, Willie en Jacques kan mooi vertel van dit, jy skrik meer as die persoon wat genees word. Jy skrik meer. Want jy kom in daai ding van, okay, hier gaan ons alweer. Maar kom met 'n hart van geloof. Amen. Glo jy die gawes van die Gees? Ja. Steek jou hand op. Glo jy die gawes van die Gees? Okay, jy hand opgesteek. Of jy weet nie jou hand opgesteek het nie, ek weet nie. Kom nou. Ons almal is hierso, nie bang wees nie. Die gawe, ek wil dit mooi sê. Die Heilige Gees is gentleman. Hy sal nie jou forceer om iets te doen nie. Hy sal nie jou forceer om iets ergens toe te gaan waar jy nie nou wil nie. Maar hy wil ons hê uit ons comfort zone baie keer. Ons moet net baie keer daai eerste stap neem. Wat mooi is, altyd in 'n comfort zone is maar die Petrus wat op die boot is. Sy veiligheid is daar. Dis die boot. Maar is storms. En het uit sy comfort zone geklim. Wat is die eerste tree? En dan sal die Gees jou verder vat. En nie worry as jy val nie. Weet wat met Petrus gebeur het? Hy het getwyfel en toe wat gebeur met hom? Jesus gryp hom en sê, kom hierso. Jy nie bang wees omdat die Gees met jou werk nie. Wees opgewonde vir wat God gaan doen. Amen. Ai, julle, ek weet nie van julle, maar ek is super opgewonde. Ek weet Afrika Engelse woord, maar ek is baie opgewonde. Wat die Gees gaan doen in ons midde. Oud, jonk, middeljarig. God gaan ons almal gebruik. En ek hoop jy is reg om verskil te maak. Hierdie week van Pinkster is nie die einde nie, maar net die begin. Ons gaan nog baie werk sien van die Gees. En ek wil graag vra, ons gesê in die begin van, ons gaan die vyand oorwin deur die woord van ons getuienis. So ek wil vra, is daar getuienis? Is daar iemand wat 'n getuienis wil lewer vir die gemeente en sê, wat het God in jou lewe gedoen hierdie week? Kom maar, nie bang wees nie. Hier's 'n maatjie so vir jou. Jy gaan by my kom staan. Dit was altyd net een om die ys te breek. En miskien twee. Nog nie gesien nie. Hallo? Ken jy my woord? Nee? Hy is aandag. Hallo. Die gele. Hallo. Okay, dit het nie by die kerk gebeur nie, maar dit het vandag by die huis gebeur. Met die lieflike weer wat ons gehad het vandag. Vrydag is ons wasgoeddag. Julle gaan van my lag. En so is ons krag besig om minder en minder te raak en ons met die tuimeldroër gebruik wat vreeslik baie krag vreet. En ek sê vir my ma, kom. En ons gaan staan daar in die kombuis en ek soos, Here, U weet, hoe lyk die weer daar buite? U weet, hoe lyk my kragsituasie? Ek vra vir bonatuurlike kragverbruik. Dat die tuimeldroër nie te veel krag gaan vreet vandag nie. Die tuimeldroër het vandag 1/4 van die normale krag gebruik. Ja. Prys die Here. Sien, ietsie eenvoudig wat die Here kan doen. Maar dit bemoedig ons. Kom. Jy moet nog wees. As jy nie kom, dan gaan ek na jou toe kom en ek weet daar moet 'n getuienis wees in jou hart wat gebeur het. Nie net begin pinpoint nie.
Tannie Elsabie. Ek het 'n situasie by my huis, ek moet my krag, ek moet 'n sertifikaat kry vir my krag. En ek het iemand wat daaraan werk, maar ek was baie bekommerd dat die persoon nie geregistreer is nie. En vanmiddag toe vind ek uit deur Omteens, wat my gehelp het, dat hy wel geregistreer is. En dit was so 'n verligting, want ek weet, die Here maak 'n pad. Sê amen. As ek my rug terugdraai, gaan daar iemand wees. Ah nee, kom, is sy Chantay. Ek kan nou nie presies die dag onthou nie, maar ek weet hierdie week het ons hierdie lieflike power dip gehad, of krag dip, en ek sê vir Here, Here, wat nou? Die kliënte kom in en hulle kom in en hulle kom in, en ek dink vir myself, goeie genade, ons gaan nou baie besigheid verloor vandag. Dit gaan 'n katastrofe wees, want hulle kom net in en hulle vra vir ons, hoorie, kan julle ons nie net help nie? En ons sê, okay, ons gaan huis toe en ons gaan die inverter gaan haal. En ons sien nee, die inverter het gesê, ek is nou moeg, ek kan nie meer werk nie. En ons kom terug by die werk en ek sê vir Johan, hoorie Johan, ek weet nie wat gaan ons nou doen nie. Hy sê, hy weet ook nie. En ek begin net bid en ek vra vir die Here, Here asseblief. Ek plaas my volle vertroue in U, asseblief Here, ek vra nou dat U die krag nou sal aansit in Jesus naam. Laat dit aankom, die hele dorp. Laat dit net aankom. En 'n rukkie daarna, toe dit aankom, toe dit afgegaan en toe kom dit weer aan. Toe's ek so verlig, nê, want soos ek vir die Here, ag dankie Here, Here het nou regtig vir ons deurgekom, vandag het ons gered. En dis nie al nie, ons was hier met oom Jordaan toe hy nou gepreek het, en die laaste tyd was vir my so bietjie moeilik geweest, geestelik. Daar's baie dinge wat gebeur het die afgelope tyd. Ek kry my op daai en ek kry my af daai, en die laaste tyd het ek gevoel ek het meer af as op daai, en die Here het net vir my in 'n droom kom wys en sê dat dit nie so is nie, dat ek wel opstyg en dat ek nie alleen is nie, en dat ek nie moet twyfel nie, want ek is eerlik met julle, ek twyfel soms myself, en ek twyfel soms dat ek dit verdien wat die Here vir my doen, maar die Here sê net vir my, weet jy wat Chantay, jy waardeer dit, en ek is so lief vir jou, en moenie twyfel nie, jy is waar jy moet wees, en ek is gelukkig met julle, en weet julle wat, dit beteken so baie vir my, hierdie Pinksterweek, ons kon nie die hele week hier wees nie, want die besigheid was so besig, maar hierdie wat ek hier was, die Here en die Heilige Gees my regtig so aangeraak, julle is ongelooflik, hy het net weer my geloof in hom versterk, so ek wil net sê ek is baie dankbaar dat ek hier kon wees. Ja, vir hande klap, asseblief. Nog iemand kom? Kom. Sorry. We weet daar by ons by die besigheid, dat was daar elektriese kabels wat hier die stormwater loop. 3 jaar wat ons beklei en spook, omdat hierdie week toe word dit gedoen. Christus, ek het af wat ons klaar gedoen. Amen, dis 'n groot wonderwerk daar. Kom. Ja, weer Jana. Dis nie 'n testimonie nie, maar ek het iets opgelet. My situasie was krag. Tannie Elsabie se situasie is krag. Daar is krag, hier is krag. Die Here wil vir ons sê, vertrou op my krag. Amen. Partner met my krag, die Heilige Gees. En ons kan dit doen. Let the Holy Spirit empower us. Amen. Jy kan nie sien hoe die Gees nou werk nie. Nou is hulle bang. Nie bang wees nie. Kom, ons gaan nie byt nie. Nog iemand? Dan sê I like the hands going up, but only one at a time. It's me again. Let me try not to cry. But I'm in like a really deep season of grief. And the Lord very much has been giving me walking me through emotional healing these past few weeks. But it was so cool. After preaching about the gifts of the Spirit and the gift of faith, I was really touched, and the Lord in His grace really helped me
to put my faith in him and to believe like what his word says. And like a couple nights ago, I had a really weird like vision or dream where I saw like death almost like impersonated, like I saw this figure. And the Lord told me like, I want you to embrace death. And I was like, that sounds weird. But then literally like after like years and years and years and years of like not wanting to grieve, because it felt like if you've been swimming in the ocean before and you're too shallow and a wave breaks over you and you can't dive under it, it literally like the pressure and like the power of that wave like on your chest, like you can't do anything but take it. And I think it's so cool that Johanna spoke about power now, because the Lord was like don't be intimidated by these fears that you have and the connotation that you have with death, that it like would take, that you don't want to grieve. And like the picture that I had of like the impersonation of death and like the Lord saying embrace it, like I literally saw myself like hug this figure, and the Lord like said, death, where is your sting? And in 1 Corinthians 15, there's a verse that says, now if Christ is preached as raised from the dead, how is it that some among you say that there is no resurrection of the dead? And the Lord again convicted me and just kind of said, like, Rachel, like, you don't believe that I can resurrect this situation. And he gave me like a really cool picture of like a seed, and the fact that like if a seed doesn't like die in the ground, it can't bear fruit and it can't grow into something else. And like just this whole week, the Lord's been like working in my heart with that picture, and how death is like, he compares death to the person almost being a seed that's sown, and like the glory of like the resurrected body and what it's going to mean is so much greater than what you have lost. And with faith, I asked the Lord to heal my eyes the other night, and it was so beautiful that he said like, yes, I will. But like so much deeper than physical, like I want to heal your spiritual eyes, that you would believe me and the perspective that I have for you, that you've lost someone, but would you trust me, not in your head, but in your heart, that like you will see them again, and every tear will be wiped away, and like just the promise of like that wave that comes to like crash on your chest, that the Lord says like, but it's like death, where is your sting? And like I just want to testify of like the relief that I felt, and like the joy that has like come back into my heart, and just for God's grace, that like I don't even know what has happened, but like profoundly I don't have that like crushing feeling anymore. Like I feel like, okay, Lord, like let's walk through this, like it's gonna be fine. So praise the Lord. Amen. Oh, die gees is lekker. Sien we dit saam? Ja. Okay, goed. Jy bly. Sal jy net anders doen? Okay, fine. Deirdre. The mask villain. Hallo julle. Ek bid baie hard vir my seun. Hy is daar in Boksburg. By die werk maak hulle dit baie moeilik vir hom, omdat hy van onder af begin het, en nou is hy by Counter Sales. En ek bid so hard dat die Here vir hom net 'n goeie seil kan gee, en ook hy moet einde Junie uit waar hy bly. En hy het sy target laas maand gemaak, oor die 400,000 het hy gemaak, en ook hy het 'n blyplek gekry. So daar is krag in gebed, regtig. Amen. Kijk, kom. Ons begin. Die bal rol by stadig. Kom, ons gaan 'n bietjie net vinniger aan die rol kry. Nog getuienis. Niks nie. Die Here was nie goed vir jou gewees hierdie week. Okay. Nie bang wees vir wat God wil doen nie. Hy het 'n getuienis in jou hart geplaas. En ek weet ek is baie pressure op julle, maar ons moet hierdie ding meer kry. Ons moet meer praat oor ons getuienisse, want dis hoe ons die vyand gaan oorwin. Al klink dit soos 'n microwave om voor te bid, 'n kragsituasie om nie op te raak nie,
Weet jy wat beteken hierdie? Soos, kan jy sien dat die Bybelse stories wat daar so inkom? God sê, gee wat jy het en ek sal vir jou vermeerder. Soos daai vrou wat 'n fles gehad met olyfolie en die profeet sê vir haar gaan kry soveel flesse as moontlik. En sy het gegooi. Tot al die flesse vol is, toe hou dit op. Kan jy sien? Kan jy sien God beweeg? Amen. God voorsien. So kom ons wees nie bang vir wat God wil doen nie. Nie bang wees om te praat nie. Ons gaan nou in 'n praktiese fase net gou weer ingaan waar gaan julle uitdaag. Toe maar, julle gaan nie spot gesit word nie. Ons gaan nie ontbloot of enigiets nie. Ek gaan vra dat jy, dan sien daar 3 tafels daar so in my linkerkant. Daarso is 'n kaartjie daarso op. Wat 2 vrae het. Wat sê, watter vrug van die Gees moet ek in my lewe groei? Jy kan een skryf, jy kan almal skryf. Of die tweede een is van watter gawe het God dalk in my gesit wat ek moet aanwakker. So, gaan skryf dit neer. En ek wil jou uitdaag, as jy wil, kan jy naam daarby sit. En jy my hierso in hierdie 2 bakke kom gooi. Ongeag enige 2, die so onderin. En ons gaan vertrou dat dit saad gesaai word. Laat dit sal begin vorm in jou hart. Laat ons begin die vrug meer sien in ons lewens. Die gawes meer sien beweeg in ons lewens. En mag die Here jou gebruik vir hierdie dorp en vir hierdie mense. Want hy het elkeen so lief. Soos ek vir julle lief het, weet ek die Here het julle baie meer lief. So kom ons kom by 'n plek waar ons mekaar sal bedien met die vrug en die gawes. Amen. Amen. So, Mikaela, sal jy vir my net 'n liedjie speel? 'n Mooi rustige liedjie. Kan 'n sounding opsit. En as jy in jou hart voel jy wil nou opstaan, ek wil regtig vra dat elkeen wil opstaan. Daar's genoeg kaartjies. Daar's genoeg. Nie bang wees nie. Daar kan meer as een op 'n tafeltjie wees. Maar gaan skryf neer en kom gooi hier so in. Ek glo die Here het elkeen 'n geskenk gegee. Elkeen van julle. Nie dat die vyand kom te steel nie. Nie dat hy kom steel. So as jy nog in die banke is, wil ek jy moet sit en net rustig wees en bid, praat met God in hierdie oomblik. Praat met hom. En as jy voel jy moet opstaan, gaan. Daar's penne, daar's papier. As jy klaar is daar, so los die pen daarso en kom gooi jou papiertjie in hierdie potte in. So jy is meer as welkom om vorentoe te kom. Terwyl jy so sit en so dink aan die vrugte en die gawes van die Gees, wil ek net 'n getuienis lewer van ons Vader in die hemel. Ek wil begin by dankie te sê, want God is 'n standvastige God. Ongeag van die golwe van die lewe of mens emosies wat kom en gaan, mens die mekaar maak en frustreer en bekommerd maak en allerlei emosies wat kom en gejaag na wind wat ons gereeld onsself in vind. Sit jy vertrou in die Here. Hy praat met jou. Hy roep jou, sy seun, sy dogter, om te nader. Hy is standvastig. Hy is die rots wat nooit sal breek nie. Die waters mag kom, maar die rots van God sal nooit verwoes word nie. Hy is altyd daar, ongeag van wat jy voel, ongeag van hoe jy voel. En ja, soms vra God vir ons om moeilike goed te doen. Goed wat vir ons moeilik is, om iemand te vergewe wat ons nie wil vergewe nie. Om deur 'n moeilike tyd te gaan, want hy wil iemand genees deur jou. Dit is nie lekker goed vir ons, spesiaal nie vir ons op die aarde nie. Ek meen, vat net wat Jesus deurgegaan het. Van die ergste goed wat aan 'n mens gedoen kan word, het hy deurgegaan.
maar hy is nog steeds standvastig. So as jy nie weet wat 'n vrug nie, wat 'n gawe nie, die Here is standvastig, hy is daar vir jou. Nooit bekommerd wees nie. Ek weet ons het natuur uit bekommer ons. Wat gaan môre gebeur? Wat gaan ek eet? Wat gaan die mense sê? Wat gaan daai mense sê? Onthou, die Here is standvastig, hy is daar. Ja, so Dinsdag aand was ons hier gewees en Jacques het my vorentoe geroep en vir my gebid om my CV op die regte plek in te gee. Nou om julle idee te gee, ek het Februarie het ek al by agent uitgekom met my CV en so aan en ek het intussen nog geen lak eintlik gehad van enige aard nie. En Woensdag toe bel 'n vriend van my en hy sê hoorie, 'n oom het hom gebel vir 'n werk en hierso sy nommer, ek my CV vir hom stuur. En ja, vandag het hulle my gebel en gesê ek is op die kortlys. Wow. So ek het 'n onderhoud. Amen. Ja. Dankie. Sien, dit is wat ons nodig het. So jy praat Jordan. Hoekom is jy's lank maar jy seker so kort op. Hallo julle. Hierdie week was so awesome week gewees en ek wil net vir die Here so dankie sê. Maar partykeer inspireer soos vanaand ander se getuienisse ons. Ja. En Woensdag aan nadat ek gepraat het, nadat ek die boodskap gebring het. Ek praat ons maar almal sê vir my jy bring 'n boodskap soos 'n kind. En ek doen dit baie keer met 'n spesifieke rede, maar omteens kom na my toe na die tyd en ek wil sy getuies wil ek vir julle vertel van vandag. En dan wil ek iets by dit sê. Maar omteens kom na die tyd in my toe, hy sê vir my hulle is in Godlong en Lesotho. Hulle daar gaan bedien. Luister hoe awesome is hierdie. Hulle daar gaan bedien. En voor hulle moet ry, toe sien hy sy dieselnaald of petrolnaald. Daar's niks in sy voertuig nie. Niks in sy voertuig. En hy sê, Here, wat maak ons die petrolpompe is toe? Hoe gaan ons van hier af? Weet jy wat sê die Here vir hom? Soos toe Petrus uit die boot uitgeklim het. Die oomblik toe hy afgekyk het, toe sink hy. Hy sê, moenie na die naald kyk nie, hou jou oë op my. Ja. Hou jou oë op my, hulle van Godlong af gery tot in Fiksburg, met 'n leë tank petrol. Sê hoe ver is dit? Dis baie ver, ek ry gereeld daartoe. Dis baie ver. Verstaan julle, so ander se getuienisse inspireer ons. En hierdie wat ek nou kan sê is nie hierdie week dit was Saterdag weer, maar ek speel saam met 'n ou golf en die ou dis al 'n groot mens. Dis in sy 70's. En ek het al op 'n golfbaan ervaar as 'n man 'n hartaanval kry en hy sterf voor my. En hierdie ou dit lyk vir my 'n hartaanval. Hy raak spierwit in sy gesig. Spierwit. Nou kom ek sê vir julle, ek weet ook, en ons het gepraat van onderskeiding van geeste, partykeer wys die Here vir jou, maar 'n persoon se saak met hom is nie reg nie. Die Here wys vir jou. En die ou sak in mekaar, 2 keer na mekaar. En ons besluit hy moet dokter toe gaan. En sy vrou vat hom toe dokter toe. En ons hoor niks van hom nie. En ek dink toe maar die man is dalk oorlede. Maar terwyl hulle ry, ek het hom gevat op in sy voertuig en ek het hom uitgehelp en in sy voertuig gehelp en so. Terwyl hulle ry en ek gaan terug van waar ek kom, bid ek vir hierdie man en ek sê Here, dit voel vir my of sy saak met hier nie reg is nie. Dit voel vir my regtig so. Terwyl ek met die man ek deel redelik baie met die persoon. En ek sê Here asseblief, jy kan nie laat hierdie persoon doodgaan en hy weet nie hy gaan na U toe nie. En ons het verder gegaan en omtrent 'n halfuur later, toe stop die voertuig langs ons, die man spring uit en hy speel die beste ronde golf wat ek hom nog ooit gesien speel het. Wow. Verstaan julle? En dis geloof. Ons praat van die gawe van geloof. Dis presies wat dit was. Die gawe van geloof. Petrus op die water. Gawe van geloof is jy van Godlong af ry met 'n leë tank petrol. Mense, ons dien 'n awesome God. Baie dankie. Amen. Weet jy hoe die lont nou gesteek het nie, want hier gaan 'n ontploffing.
Hi. So my name is Roxanne. For those of you who don't know me, I don't like speaking to people and they don't know my name. Names are important. Any case, I was a primary school teacher, and I currently have extra classes. And the boys that I have been with me since 2019. I taught them in grade 1, and then I got them again when they went to grade 4. And I have a habit of when the children, children ask you, what's the time? Ma'am, what's the time? What's the time? And I always tell them, it's time to give your heart to Jesus. Because as you know, in public schools, we're not allowed to overtly preach. But the kids know that I'm a believer, and when they've got aches and pains, ma'am, can you pray for me, that kind of thing. And in the week, one of the boys, they attend church regularly, but they don't really have a relationship with the Lord. And the one said to me, but Mrs. Hendricks, I'm going to heaven. So I said to him, how do you know you're going to heaven? Because I'm a good person. So I said to them, but being a good person doesn't guarantee that you're going to heaven. What does guarantee you're going to heaven? No, man, you must have a relationship with the Lord Jesus. Oh my word, was my heart not glad that all the seeds that I've been planting are starting to show fruit. And my encouragement to you and my testimony is that when you plant the seed, when God says, say this, do that, it might not have the impact that we think it has, but it does have an impact. And when I see they are my children. If you're my child and I taught you at some point in your life, you'll be my child until you're an old auntie, and they know that. And I just thank the Lord that, sometimes I feel, Lord, what impact did I leave? What legacy have I left? And He just shows me in tiny ways, when they pray for each other, when they correct each other, when they swear and they say, Jesus won't be proud of you for talking like that. Then I know the seed that I planted, God is watering and God is growing. So keep planting your seeds because it will come to fruition at some point. Amen, amen. Wie nou? Oei. En ons gaan nou stop. Hey, Fiona, wag. Okay, ja, Jana, eerste. Ek is baie jammer as jy nou gedink het jy gaan 'n vinnig diens wees, maar jy het niks môre om te doen nie, môre is Saterdag, so jy kan maar lank bly. Jana, is net 'n grappie, net 'n grappie. Okay. Dis nie snaaks nie. Grappie. Okay, so Tess het my, is dit week voor het gevra, ek het 'n bietjie my testimonies met hom gedeel. Dis nou nie wat hierdie week gebeur het, maar is wat al hierdie jaar gebeur het. So ek gaan enetjie met julle deel. Ek voel hierso is iemand wat dit moet hoor. So, was dit 3 weke terug? Mense, my yskas was leeg. En hy was dol leeg. Maar ek kla nie. En, ekskuus hiervoor, ek's baie eerlik en reguit. Ek sit op die toilet. En ek sê vir die Here, Vader het my hiernatoe gestuur. Hy het vir my gesê, hier is 'n double grace jaar. My yskas is leeg. Jy weet, ek kan nie voorsien nie. Jy weet wat is my situasie, maar ek staan op die promises. Jeremia 29 vers 11. Ek staan daar. En ek weet, die promises are yes and amen. And I know you are not a man that you should lie. And I know that you are God that provide. Mense, die Here het vir my iemand gestuur, wat my kaste vol gemaak het vir ten minste 3 maande. So. Amen. The Lord will provide. Amen. So. Is hierdie getuienisse wat ons so aan die wakker maak. En dan wil ek nie huis toe gaan eers, nee. Hierdie getuienis is meer van my laerskoolloopbaan basies, maar kan sê ek's op 'n jong ouderdom gediagnoseer met reumatiekkoors. Nou basies wat dit beteken, jou hartkleppe is nie sterk genoeg om bloed deur jou hart te pomp nie. En ek moes bloedverdunners, Disprin en antibiotika, het hulle gesê, vir die res van my lewe drink. My immuunstelsel is af. So ek het elke winter siek geword en
dit was nie lekker nie, baie keer in die hospitaal beland, as gevolg van dit. En ons het op 'n stadium in Bethlehem gebly en die mense het vir daar gebid en ek het niks daarvan gedink nie en 'n paar weke later word ek kwaai siek. En ons gaan weer hospitaal toe. En ja, hulle het ekstrale geneem vir my hart, hulle het gedink dit het verswak. En die spesialist het terugkom sê ons niks fout nie, my hartklop is 100% gesond. Ek kon nie sport speel nie, ek kon nie my hart soos 'n kind en goed iemand hulle het gesê my hart sal dit nie kan hanteer nie. En ek is volkome genees. Tot vandag toe het ek nog nie weer een keer 'n Disprin gedrink of 'n antibiotika vir dit wat ek deurgegaan het. Amen, Here. Ja, ek het getuig, Johan het saam met cricket gespeel. Baie lekker. Okay, nou TS het 'n introduction gedoen, dan gaan ek preek. Ons is baie bevoorreg om Sondag 'n paar mense te doop en vanoggend, ons is besig by kantoor en ek kry alles reg vir Sondag, die laaste paar goedjies en ek besef ek moet gaan die dooppad vol maak. En ek sê vir TS vir my want gaan ek sê ek gaan die dooppad vol maak. Hy sê, "O ja, ons moet die dooppad doen." Johannes, die water is daar, moenie worry nie. En op 'n stadium kom ek terug en kyk hoe vol is die bad en ek besef die bad is eintlik vuil. Ek sê, "O, wat nou? Lord, how are we going to do this?" Ek sê vir TS, "Ek gaan die water maar moet uittap en nuwe water intap." En hy sê, "Nee, wag, gee net so 'n rukkie kans. Dit gaan nou gesond. Dit gaan nou skoon word." Ek sê, "Tjap." So 10 minute later niks gebeur nie. Ek klein gelowig hardloop af, maak die kraan oop. En die Heilige Gees sê vir my, "Wat doen jy?" Ek sê, "Okay, Lord, ek gaan U nou vertrou." Maak die kraan toe, maak die dooppad weer vol, gooi nuwe water in en ek sê die elemente aan, want ek het laas elemente vergeet, so dit was baie koud geweest. En 'n rukkie later besef ek die water is skoon. En ek sit en ek dink terug in die week en ek het vir die Here gesê, "Lord, I want to come with a clean heart, an open heart, minister to me." En as ek vir hulle kan sê, ek het nie een nie, maar twee nie, soos honderde uitdagings elke dag gehad. Ek is 'n natuurlike joyful persoon. Dit is maar waar ek is en ek trek my energie van mense af. En dan so 5 minute net voor die diens begin, dan gebeur daar iets en so ek sê, "Here, ek is fisies moeg. Ek wil nie meer beklei nie." En dan sit ek in die diens en dan hoor ek die woord en dan recharge die Here my net. En vanaand toe ons inkom, toe voel ek weer, "Yes, ek gaan tetsie." So hulle sê so toe sê en ek kyk net na daai prentjie weer en ek besef net ek voel soos daai ouetjie in die middel wat die engele vir my begin bid en hy sê, "Jacques, I've got you." En ek kan getuig vanaand dat soos die vrugte van die Gees het weer deurgelees het, besef ek wat ek vir gevra het in die begin van die week. En die Here het my begin minister in dit. Want ek het gesê, "Lord, give me the peace that no man can understand." En wat het gebeur die week, al die challenges het gekom, so die Here my kan voorberei. So ek wil julle ook bemoedig, wat ook al op 'n papiertjie neergeskryf het vandag, en dit raak moeilik, don't give up, because the Lord has got you back. Hy gaan jou deurtrek. As ons bid vir liefde, gaan die Here jou omstandighede gee, om liefde te beoefen. So jy gaan nie net bonatuurlik liefde ontvang nie, jy gaan challenges kry. So dit is my bemoediging vir julle vanaand, soos ons afsluit, ek net vir julle regtig sê is, keep focus on the Lord. Ja, die papiertjies dra baie meer krag, as wat julle gedink het dit gaan doen. Amen. Vir ons weer preek. Soos Jacques gesê het, wat hy hier geskryf het, dis nie net iets wat hy neergeskryf het nie. Dis 'n daad van gehoorsaamheid. En ek glo die Gees gaan iets hier doen in jou hart. En dat hierdie saad wat gegooi is, sal goeie vrug dra. So net in afsluiting wil ek met julle iets deel. Maandag, ek dink 'n Sondag aand, kry ek 'n droom. Maar hierdie droom ruk my. Ek het nog nooit in my lewe so 'n droom gehad. En ek verstaan wat hierdie droom beteken. Jacques weet van dit, my vrou weet van dit. En ek vra vir die Here die hele week al, Here, wat beteken hierdie droom? Want dit het my so geraak hierdie hele week. En ek voel vanaand is die aand wat ek vir julle kan, wat die Here vir my gewys het en hy het gesê, "Hey, dis vir die gemeente." Of vir die gemeente, ja. Vir die liggaam van Christus.
So ek glo, of wat ek gevoel het in my droom is van, ek het opgegaan op 'n, kyk, ek kry nie baie drome so nie, maar ek kry drome. En hier was so vivid gewees. Ek gaan op die trappies in sulke smal gang, ek gaan op, en ek gaan in sulke langwerpige kombuis, en ek staan so, en ek sien 'n man op die grond lê, ek kyk na die deur, en daar staan 'n man met 'n revolver in my gesig in, en hy skiet my 6 keer. En ek val op die vloer, en ek sê, Here, ek's reg, vat my. En ek gaan nie dood nie. En ek vra, Here, ek vergewe my, asseblief vergewe my, want ek enigiets verkeerd gedoen het, ek is reg. En toe word ek wakker. En dit my so geruk daai hele dag, dat dit my so ontstel het. Maar ek verstaan wat dit beteken nou. Want die vyand gaan kom en probeer ons dood te skiet. Die vyand gaan kom en probeer, maar hy gaan dit nie reg kry nie. Daar gaan die 6, ek weet nie hoekom dit 6 was nie, maar ons verstaan hoekom die nommer 6 is. 6 is 'n menslike nommer. Ons kyk nie na die mens nie. Ons kyk nie na die aardse goed nie, maar ons kyk ons oë na bo. En hy sê, jy gaan nie sterf nie. Dit gaan voel of jy sterf, maar jy gaan nie sterf nie. My boetie en my sussie, as jy voel vandag dat jou lewe uitmekaar uitval en dat dit so dat dit goed vir jou ondertrek, wil ek vir jou sê, jy gaan nie sterf nie. God het 'n plan met jou en hy gaan jou gebruik, nie bekommerd wees nie. So Romeine 15 vers 13 sê, mag God jou met alle vreugde en vrede vervul deur die krag van die Heilige Gees. So gaan uit in hierdie dag in hierdie week in hierdie maand in, gaan leef elke dag, vol van die Gees, vol van sy vrug. Laat sy vrug jou vorm in hierdie tyd, en laat sy gawe jou sal deur jou vloei, om die liggaam van Christus op te wek. Ek glo dit is tyd vir Suid-Afrika, wat die kerk gaan opstaan. En laat ons deel van daai getuienis wees. Laat ons deel van daai weermag wees. So Vader, waar ons hier staan met ons oë toe, Vader, bid ek 'n seën oor elkeen uit. Vader, dankie vir 'n lankmoedigheid, dat hulle hier vanaand kon sit, en daar getuienis gelewer was, en daar gebede beantwoord was. Here, ek bid dat U vir elke hart hierso vandag, sal ietsie aanwakker, stir in their hearts, Lord, wat gestir moet word, wakker aan, die gawes aangewakker moet word, Vader, en laat ons die vrug van die Gees najaag, soos nooit tevore nie. Here, ek dank U vir elkeen hierso, en ek seën elkeen hierso. Mag hulle die sop geniet nou, Vader, die gemeenskap en fellowship met mekaar hierso, Vader, en mag ons net ook onsself herinner aan wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het vir ons gesterf op die kruis van Golgotha, hy het die derde dag opgestaan, hy is by die regterhand van die Vader, hy het vir ons die Heilige Gees gestuur, waar ons vandag hier kan staan en sê, Heilige Gees, hier is ek, gebruik my en vul my, soos U wil. En ons almal sê, Amen. Amen.